Die belofte. Die belofte, sê mekaar, is julle wakker? Julle opgewonde? Julle moet opgewonde wees, want die Here het vir ons 'n belofte gemaak, maar daar is soveel fasette van die belofte. Die mense het gefaal, die mense het sonde gedoen, en as gevolg daarvan is ons in 'n posisie dat ons 'n sonde skuld op ons het. Dat ons die ewige lewe verloor het, en dat ons sou sterf. Maar die Here maak 'n belofte aan Abraham. Hy sê vir hom, uit jou nageslag. Ja, jy sal baie kinders hê, maar daar is een spesifieke iets of iemand wat kom, en dis ons Here Jesus Christus, die een wat die wet gaan kon vervul. En hoor my mooi, moenie wat mense vir julle en ons wil vertel van, maar die Here het nie kom wegvat nie, daar is 'n verskil tussen wegvat en vervul. Die Here het vir ons, toe Jesus gebore is, het daar gedeelte gekom. Die eerste deel, die belofte, die saad van Abraham, Here Jesus Christus, het gekom om vir ons iets te kom wegneem, vir ons te kom vervul. Ons, baie mense herdenk, dis die eerste fees wat mense herdenk, dis Kersfees, want hulle herdenk die geboorte van Jesus Christus. En ek het verlede jaar vir 'n mooi boodskap gebring, want baie mense wil nou stry en verskil daaroor en al daai tipe van dinge. En ek het vir gesê hoe ek eintlik gekyk het na Sagaria en wanneer hy sy diens gedoen het, en ons het 'n redelike idee dat Maria, sy vrou Elisabeth, min of meer uit in Desember, 3 maande swanger was, en dat Jesus toe in die moederskoot geplaas is, hoewel hy gebore is nie. Maar wat nie belangrik wanneer dit gebeur het nie, wat wel belangrik is dat die belofte gekom het. Die belofte. Sê die belofte. Julle gaan vandag nog baie sê, tot julle dit glo. Die belofte. Jesus Christus het gekom, en dis die eerste ding wat ons herdenk het, en nou so 6 weke terug het ons nog 'n deel van die belofte herdenk. Wat 'n deel was dit? Dis die Jesus Christus aan die kruis vir ons die wet kom vervul het. Hoor my mooi, hy het dit kom vervul, hy het nie kom wegvat nie, hy het vervul. Nou as iets vervul is, wat is dit? As ek nou 'n boete kry, ek het nou te vinnig gery. En kyk, hierdie pastoor van julle ry nooit te vinnig, dis net 'n voorbeeld, hoor. Maar in elk geval, ek kry 'n boete. En, nou ja, hulle is nou nie hier die mense van die verkeersafdeling nie. Ek ken nou iemand by die verkeersafdeling en hy vat hierdie kaartjie vir my weg. Nee, wat gebeur het? Is daai boete vervul? Nee, hy is weggevat, nee, ons hy is gesquash. Maar as my ou lieflikvolle vroukie nou kom, ons sê, ek betaal die boete vir my maand. Dan is hy boete vervul. Hy is weg, maar hy is vervul, hy is betaal. En dit wat vervul beteken, die Here Jesus het vir ons die straf kom dra, en hy die wet kom vervul. Ons lees in Galasiërs 3. Nee? Ons het dit gelees nou die dag, waar Paulus kom verduidelik waaroor die wet. Die wet was nie daar gewees in die plek van die belofte wat honderde jare voor dit aan Abraham gemaak is nie. Dis ook nie bygevoeg as 'n voorwaarde nie. Dis gebring om hierdie ontroue volk, hierdie mense, hierdie Jode in die woestyn, om hulle in bewaring te hou. Waarvoor? Herman het al 'n paar keer gesê, waarvoor? Vir die belofte. Nee, vir die belofte van Jesus Christus wat sou kom, die belofte wat vervul sou word, wat help dit? Want onthou, hy sou gebore word uit hierdie volk uit, né? As hierdie volk sou ophou bestaan, waar sou Jesus vandaan kom? Het hy vir ons die boete kom betaal. Intussen het hy vir ons kom leer wie die Vader is, né? Hy het vir 33 jaar hier gewandel, maar vir die laaste 3,5 jaar het hy vir ons kom vertel hoe lyk, hy vir ons kom wys hoe lyk God. Want die mense het God nie geken nie, want jy kan God nie ken as jy nie self ontmoet het nie. Ek is so belangrik, ek sê elke keer jy moet ontmoeting hê, né? En ek gaan jou vandag vir jou vertel, van jy ontmoeting kan hê met ons Vader, met die Here, hoe jy ontmoeting kan hê. Ek praat baie oor die ontmoeting, en ek weet mense nie altyd hoe nie. Hulle het nie ontmoeting gehad nie, hulle deur rigters en profete en allerlei mense moes hulle werk, maar hulle het nooit God geken nie. Hulle het nooit God geken nie. Maar nou kom die Here en hy het vir ons geleer hoe die Vader hart lyk, en hy het vir ons 'n deel van die belofte kom vervul, naamlik om ons gesterf aan die kruis. Op daardie Sondag, 3 dae later, vervul hy nog 'n idee. Wat 'n deel is dit? Hy oorwin die sonde. As jy nou gaan lees die getuienis van die Here Jesus Christus, sy gelykenis, en as jy agterkom, daar was 'n doderyk. En wat is hierdie doderyk? Ons praat eintlik ons oor die hel. Mense dink as jy van die hel praat jy net van die slegte plek. Nee, dit was die doderyk. Almal het so toe gegaan. Party by die boesem van Abraham, die beter plek, en ander by die plek van smarte, maar almal het so toe gegaan. Maar die Here Jesus Christus het oorwinning gebring, en hy het gegaan en gesê,
Ek staan op uit die dood, uit die krag deur die Heilige Gees, staan ek op uit die dood. En van daai oomblik af, is geen een wat in Christus is, kan ooit sterf nie. Het jy het geweet? Een wat in Christus is, kan nie sterf nie. Jy ontslaap nie. Dood, waar is jou angel? Ek wil sê, dode ryk, waar is jou boeie, waar is jou ketTINGS? Die Here Jesus het hom wegvat. Dis nog deel van die belofte. Toe hy opgestaan het uit die dood, het hy die dood oorwin, en as ons in Christus is, sterf jy nie. Jy maak jou oogies toe, jy maak jou oogies oop, op 'n baie beter wonderlike plek, en dis by die Here Jesus Christus, by God die Vader. Maar nou het ons donderdag nog iets gevier, so 40 dae daarna, het Jesus opgevaar hemel toe, en daar is 'n baie goeie rede, want dit is ook deel van die belofte. Ons lees hierso in Johannes 14, ek lees gou vir hierdie so 'n paar versies vanaf vers 2. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Joh, hier is nog 'n deel van die belofte. Die belofte, nee. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het vir julle plek te berei, op plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die Here beloof, hy kom haal ons eendag. Hy sê, waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Nou waar ek heen gaan, het hy nou net vir ons gesê, nee. Maar wat is die weg? Hy sê in vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En hierdie ding moet jy mooi verstaan. Daar is geen ander weg behalwe Christus nie. Daar is geen ander weg behalwe die Here Jesus Christus nie. Dis ook nie Jesus plus one nie. Of one plus Jesus nie. Maar daar is mos baie mense wat glo, ek kan deur die wette hou, en ek is 'n goeie ouetjie, en ek is so wonderlik, en ek is so sondevry, en ek doen nie dit nie, en ek drink nie, en ek rook nie, en ek doen nie die nie, en dat nie. Ek is so wonderlik, maar in case ek my voet verkeerd sit, dan is daar daarom Jesus. Hy sê troos, hy is die spaarwiel vir baie mense. Daar is 'n ander wat sê, nee, ek glo absoluut in Jesus, en dis wat die laaste dae baie gebeur, veral onder selfs bedienaars, dat hulle glo in Jesus Christus, maar ewe skielik begin hulle twyfel. Dan begin die wet weer terugbring. Dis waarvoor die boek Hebreërs geskryf is. Hulle wil die wet weer terugbring. So dis eintlik Jesus, maar net in case. Die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, en net ek alleen. Dis hoekom ek sê, jy mag naas my geen ander gode dien nie. As ons iets anders sit in die plek, dankie vir daai amen. As ons iets sit in die plek van Jesus, of saam met Jesus, dan val ons vir die volmaakte offer heeltemal weg. Eendag, nee. Maar weet jy wat, die Here wil nie net jy by hom uitkom, hy wil jy die lewe hier hê. Maar om die lewe vol werklik te hê, hier soos jy moet hê, is daar iets wat jy nodig het. Hy wil vir jou 'n geskenk gee. Hy wil jou nie wees agterlaat as hy weggaan hemel toe nie. En hy het gegaan. Ons herdenk dit nie, maar hy het reeds gegaan. Hy sê, hy maak nog 'n belofte, hier vers 12, van vers 12. In Johannes 14, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, hoor mooi, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Wow. Glo jy dit? Baie mense glo dit, ag nee, dis Bybelse tydse dinge. Hy sê, vers 15. Okay, hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Hoor mooi. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal die hande lê, en daardie mense op wie hulle die hande lê, sal gesond word. Glo jy dit? Ek is bly jy glo dit, baie mense lees dit, of hulle lees dit mis, of hulle lees dit, maar hulle glo dit nie werklik nie. Maar ons het iets nodig daarvoor. En dis alles deel van die belofte, dis hoekom Jesus moes opvaar na die hemel toe, sodat hy vir ons iets kan gee. Iets wat die ou volk nooit gehad het nie. Hy sê in vers 16, of kom ons gou vir julle, een van my gunsteling dele, vers 13 en 14, hy sê hier, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle, hoor mooi, 'n ander trooster gee om by julle te bly, tot in ewigheid. Die belofte. Die belofte.
Wat gaan hy vir ons gee? Vers 17, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hoor mooi, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Jy sien, die wêreld kan dit nie ontvang nie. Hoekom nie? Want die wêreld soek tekens, en die wêreld soek wysheid. Die oorspronklike sonde, wat ons in die eerste plek laat val het, was wat? Die boom van kennis. Daar was 2 bome in die middel van die tuin. Die een gee die ewige lewe. En die ander een? Boom van kennis, wat ons nie mag eet nie. As die oomblik as ons van daai boom eet, dan maak ons onsself God. En dis wat die wêreld doen. Jy moet vir my kan bewys. Jy moet vir my dit kan wys. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dat, ons kry dit eers baie. Wat er mense wat die evangelie, die goeie nuus kom verkondig, almal wil vir jou vertel wat jy nie mag doen nie. Die wet. Jy maar net aan om te sê, nie die wette. Hulle haal Jesus Christus uit die prentjie uit. En dis hartseer, dis jammer. En wie hoe gebeur dit? Want hulle die logos woord, die geskrewe woord, maar hulle verstaan dit nie. Hierdie woord het nie vir 'n rema geword. Die rema is wanneer jy die Heilige Gees, die Gees van God het, en hy kom praat met jou. Kom ek bewys dit vir jou. Ek gaan gou vir jou sê hier vers Johannes 16. Vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy gaan vir jou dinge openbaar. Dis wanneer hy sê, ek sal my wet in julle harte sit. Met ander woorde, ek gaan iemand in julle harte sit, wat vir julle die leiding gee. Dan word hierdie boek, om Engels noem het sy agricultural manual, dit word vir jou 'n handleiding. Jy kan hierdie Bybel van voor tot agter ken. As jy die skrywer nie ken nie, gaan jy nie verstaan nie. Jy gaan vreeslike kennis hê, maar jy gaan nie verstaan nie. Maar as jy hom ontmoet het, dan gaan hierdie woord vir jou bevestig. Jy gaan teruggaan net om te bevestig wat jy reeds weet. Dan is dit rema woord. En dit kan jy net hê. Jy sien, ja, Paulus sê, hy sê in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17. Die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar die skrifgeleerde, waar die redetwiste van hierdie eeu, jy kry baie van hierdie redetwisters, wat vir ander skrifte goed bring om vir jou nonsens te vertel, en wat hulle nie verstaan nie, as die Gees van die Here, dit kan niemand jou wegbring nie. Jy wil nie oortuig van nonsens nie. Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Vers 21, want aangesien in die wysheid van God die wêreld die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat groter het. Die dwaasheid van die prediking. Vir die party mense is dit dwaasheid om te glo iets wat jy nie gesien het nie. Wat hulle nie besef nie is, as jy die Here Jesus aangeneem het, dan preek jy en jy glo iets wat jy wel gesien het. Hulle het dit nie gesien. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God, want daar wat dwaas is by God is wyser as mense, en wat swak is by God is sterker as mense. Hoe lyk iemand wat geroep is? Hy sê hier vers 26, want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld en wat verag is het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sal roem nie, maar deur God
maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid en God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Hoor mooi, geregtigheid. Matteus 5 sê sonder dat julle geregtigheid groter is as die van die Fariseërs, sal julle God nie sien nie. Hierdie geregtigheid kom uit wat? Uit God uit. Heiligmaking kom uit God uit. Verlossing kom uit God uit. Maar al hierdie goed kom deur die werking van die Heilige Gees. Vers 31, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Moenie in jou wysheid roem nie. Moet nie in jou kennis roem nie. Moenie roem hoe oulik en hoe mooi jy is nie. Hoe ryk jy is of hoe die Here jou seën nie. Of wat so goed hy als vir jou gee nie. Roem in Christus. Hy kry die eer vir alles. Hy sê vers 18 in Johannes 14, en nog 'n deel van die belofte, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Die Here sê hier, dat jy iets nodig. Jy het iets nodig. Nou daar is 'n man met die naam van Dr. Lukas. Weet julle wie is Dr. Lukas? Die skrywer van die derde evangelie. 'n Griekse man met die naam van Lukas. Hy skryf vir ons die boek Lukas en hy skryf vir ons Handelinge. Dis die twee boeke wat hy skryf. Hierdie is twee briewe wat hy geskryf het. En jy sal sien albei begin, hy skryf van 'n sekere man met die naam van Theophilus. Jy het dit al gelees. Nou hierdie man, ons het baie idees wie hy kan wees. Hy kan nou wees in die verdediging van Paulus, of hy kan een wees wat in die aanklag van Paulus te doen het. Maar nou skryf Lukas eintlik hierdie twee briewe, ons glo, dis geskryf eintlik om die evangelie te verduidelik oor Paulus wat op daardie stadium dan in die tronk is. En hy wag dat die keiser hom verhoor, die keiser. En nou skryf Lukas eerstens die evangelie van Jesus wat gekom het en wat verwerp is en wat opgestaan het, en dan kom hy in Handelinge en nou vat hy dit bietjie verder en nou skryf hy ook net sê die evangelie van Paulus. Die evangelie van Paulus is eintlik die evangelie van die kerkere wat hy skryf. Hy skryf hierdie twee dinge. Nou skryf hy hier aan die einde van Lukas, Eksodus 24, verskyning van Jesus aan die apostels, vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, waaroor praat hulle? Praat nou, iemand het vir hulle vertel dat Jesus gesien wat opgestaan het, net uit die dood. Terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en geen gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir, dis nie interessant nie. Hierdie mense 3,5 jaar saam met Jesus geloop, hy het hulle hierdie dinge vertel. En toe dit gebeur, glo hulle dit nog steeds nie. Hoekom nie? Hulle het iets nodig. Hulle het iets nodig wat die oortuiging bring. Dis ek ook baie van mense sê, en so wat voel jy, hulle wil mense na die Here toe lei, dan sê ek vir hulle, hoor, julle kan die perd water toe lei. Jy kan nie maar drink nie. Die Gees van die Here, dis sy werk. Jy moet net vir die mense die evangelie bring. Jy moet vir hulle die getuienis bring. Jy kan selfs vir hulle bewyse bring, want soos nou nog gelees het, die woord van die Here is die geseëndes, hulle het geglo sonder om te sien. Maar die Jode soek 'n teken en die Grieke soek wysheid, né? En dis ook die Here vir ons sekere gawes gee. Want die mense is nou maar eenmal swak. Hier is hulle Jesus doen presies wat hy gesê het hy gaan doen. Hulle sê dit nie, hulle sien 'n spook nou, né? Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle gees sien. Nou hy sê vrede vir julle, ek kan net dink die vertrek is besluit, net doodstil. Hulle kry weg daar, hulle het homself toegesluit. Hier sê die stem vir hulle, vrede vir julle. Hulle skrik hulle al boeglaag, né? Ek dink hulle sien die gees. Hulle verskrik en bang geword en gemeen dat hulle gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en voete, want is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarom gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Nou hoekom was dit vir Lukas so belangrik, Dr. Lukas, om tog nou te skryf dat Jesus geëet het en wat hy geëet het? Want hulle glo nie. Eers moet hy vir hulle wys, vat aan my. Jy kan nie 'n gees vat nie. En 'n gees het nie nog die wonde nie, hy wys dit vir hulle. Maar net omdat hulle nog twyfel sê, wat het 'n gees nog nie? Hy kan die fisiese kos eet. Ek dink ook hy word eers honger nie, né? As julle het julle vir my iets om te eet en hy eet dit vir hulle, weet, dis waarlik 'n mens wat voor hulle staan, is waarlik Jesus wat opgestaan het. Vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was.
dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms weggeneem moet word. Nee, vervul moet word, nee. Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuienis van hierdie dinge, en kyk, hier kom dit weer. Die belofte, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Die Here stuur hulle, hy het 'n doel met hulle. Maar jy kan nie hierdie doel vervul, as jy nie daai krag ontvang nie. Weet jy hoe baie mense storm hier uit? Dis mense wat so pragtige salm. Ek het daai dag 'n ding opgesit, wat ek gesê het, is my skokkend nou hoeveel pastore daar is, wat die titel neem, maar nie die opleiding. Nou, dit een ding is die waarheid. Efesiërs 4 vers 11 sê dat die Here roep jou, jy moet geroep wees deur die Here. Jy kan al die wysheid van pag hê, so dit nou gesê. As jy nie die roeping het nie, dan gaan jy in elk geval, die Here sê, hy sê daar's 'n man wat kom preek, en die apostels en disipels sê vir hom, hier is iemand wat op preek, en so, maar ons het ook gesê, nie, en die Here sê, die wat nie teen ons is, hy is vir ons. Met ander woorde, God sê, daar is my toelaatbare wil, en daar is my volmaakte wil. My volmaakte wil, is dat jy jou roeping sal ontdek en sal vervul. Maar jy moet eers wag. Jy moet wag vir iets. My toelaatbare wil is, ek sal jou nie keer om te gaan verkondig nie. Maar jy sal nooit weet wat jy kan wees as jy nie geroep is nie. Maar nou is daar baie ander dinge ook. Dis hoekom dit belangrik is dat mense, as jy die titel wil hê, by all means gaan preek, maar as jy die titel weet, dan sou ek sê, asseblief, dit gaan nie oor titels en goed nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar jare terug was daar 'n dokter in Kempton Park, ek het julle dalk al daarvan vertel. Jare gelede toe ek nog jonk was, en hy was 'n pediater, 'n kinderarts, en hy baie goed gewees, en dis jare voor Dr. Google. Hy het nie 'n dag gestudeer nie. Hy het die gawe gehad, die Here het hom die gawe gegee, maar dit wat belangrik was, daai fynere dinge het hy nie gehad nie, en toe die pop op die venster uit, om het so te sê, dis al moeilikheid. En dis ongelukkig wat ook baie gebeur, is ook so baie pastore val, hoekom jy nie werklik 'n suksesvolle bediening het nie, is hulle kan nie vra antwoord nie. Nee, vroue moet 'n hoed dra, en 'n vrou mag nie preek nie, en hou maar sommer wat die Bybel sê so. As jy mooi verstaan, as jy actually die studies gaan doen, dan as jy verstaan, Paulus het gesê, luister, vir die Jood was ek soos 'n Jood, vir die Griek soos 'n Griek, vir die Romein was ek soos 'n Romein. Wat hy eintlik gesê het, is ek het die kultuur in ag geneem. As ek vir die Galasiërs iets geskryf het, is dit op toepassing van hulle. As ek vir die Korintiërs iets geskryf het, toepassing van hulle. Dit gaan oor hulle kultuur. So daai fyn dingetjies is daar. Ander wat nou vir my opkom met buite Bybelse boeke wat blykbaar uitgelaat is. Ek wil vir jou sê, ek dien 'n volmaakte, almagtige God. En hierdie 66 boeke wat in hierdie Bybel is die volle woord van die Here. Ons praat van die kanonieke boeke. Jy sien hierdie mense leer nie die goed, hulle weet nie waar die geskiedenis vandaan kom nie. Dan wil jy miskien die laaste dag allerlei buite Bybelse boeke kom. Ek het verlede week vir julle 'n voorbeeld gegee van hoe byvoorbeeld die boek hier nog onakkuraat is. Ek sê nie, die boeke het nie wonderlike geskiedenis nie, maar dit is 'n rede hoekom dit hier is. Maar dis ook mense die studie doen, maar kom ons los die studie. Die punt is een ding wat jy wel nodig het, is dat die Here jou krag gee uit die hoogte, dat hy jou voorberei vir jou roeping. En om dit te kan doen, nou van Lukas, met ander woorde, jy moet toegerus word met krag uit die hoogte. En Lukas skryf sy tweede brief in die boek Handelinge, en ek lees gou vir die begin van Handelinge. En hierdie goed is belangrik, ek wil hê julle moet regtig ernstig hierop let. Hierdie is dalk een van die belangrikste boodskappe ooit in jou lewe. Die belangrikste boodskap is vertrou, glo in Jesus Christus, dat hy sterf vir jou sonde, jy sal gered word. Maar as jy die lewe hier wil hê, en as jy jou roeping wil ontdek, en as jy jou roeping wil uitleef, het jy krag uit die hoogte nodig. As jy wil hê die Here moet vir jou dinge openbaar, het jy krag uit die hoogte nodig. En dit is die dooping in die Heilige Gees. Ons lees hier in Handelinge 1 vanaf vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met hierdie Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig?
En hy antwoord en sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleentheid te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog so stik na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, en wat sê, die bring hulle nog 'n belofte. Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dis 'n belofte. Waarvoor is die Heilige Gees nodig? Ek het dit vir julle gesê, sodat hy met jou kan praat. Die dag, as die Heilige Gees oor jou kom, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, dan kan die Here vir jou sekere gawes gee. Ons lees in 1 Korintiërs 12, ek begin op jou lees van die gawes. Hierdie is die ou gawes wat er weg is. Hierdie gawes bestaan. Hierdie gawes is reël. Ek lees vir 1 Korintiërs 12 vanaf vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Hoor mooi. Jy mag dalk 'n behoefte hê om te profeteer of om tale uit te lê of wat ook al, want dit kan jy net vra vir die Here. Ek het al te veel gesien mense wat maak as hulle kan profeteer. Oor die Here wil sy hand wil toon. Die Gees sê, hy gee wat nuttig is. Hy gebruik jy soos hy kies. Jy kan vra daarvoor. Maar op die einde is hy die een besluit. Kyk na die gawes, luister mooi. Vanaf vers 8. Want aan een word die Gees die woord van wysheid gegee, aan 'n ander die woord van kennis van weer dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, dis wonderwerke, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander tale, aan 'n ander die uitleg van tale. En ek wil sommer gou begin by die tale. Die verspreiery is daar deur slim mense. Hoor wat ek nou gesê het van die slim mense, hulle dink hulle is wys. Ja, die tale is nonsens, dit bestaan nie meer nie, en. In Handelinge 2, toe die Gees van die Here uitgestort is op Pinkster, wat ons die volgende Sondag herdenk, toe het hulle wêreldtale gepraat. Hulle het mense bedien in hulle eie taal. En daai vermoë kan die Here nou nog gee. En hy doen dit ook. Waar hy nodig het, is hy skielik kan Frans praat, kan hy ou Frans praat. Ons het al getuienis gehad van 'n ou wat ewe skielik uit geen kennis van musiek gehad, ewe skielik speel hy 9 instrumente, né? Die Gees van die Here het hom gegee omdat hy een van 'n doel het. Daai is natuurlik die werking van kragte, dis wonderwerke. En hierdie tipe van goed wat gebeur. Tale, Paulus praat van ander, hy praat van die hemelse tale. En die tale wat uitgelê word is die hemelse tale. Partykeer gebeur dat as ek bid, Paulus sê, hy sê dit in Romeine, hy sê onuitspreeklike sigtinge. Party mense wil gaan uitlees en nee, maar dit moet 'n spesifieke taal wees en dan moet soveel woorde wees en hierdie herhaal dieselfde ding oor en oor. Hulle verstaan nie wat hemelse tale is nie. En party mense maak dit nou, daar is mense wat vals is, en dit is ongelukkig, jy gaan altyd valsheid kry. Maar is 'n reël. Dat ek nie meer weet wat dit bid, dan bid ek in tale, en ek weet in my hart, ek herinner die Here aan sekere tekste wat ek selfs vergeet het, in die woord van die Here. As ek taal spreek hier, vir iemand is dit baie keer profesie, en baie keer skrifte, en julle weet, dis iemand wat dit vir my uitlei ook, en hoe akkuraat is dit? Hey man, dit is so akkuraat, dat ek glad nie meer kan twyfel daaroor. Hierdie tale bestaan, dit is maar een van die baie gawes, die taal en die uitleg van tale. En die Here wil vir jou hierdie gawe, hy wil vir jou besondere gawe gee. Al is dit net geloof, ware geloof. Al is dit net om 'n ontmoeting met hom te hê, al is dit net dat jy die wil van die Here begin verstaan. Maar hy wil met jou kommunikeer. En ek wil vir jou sê, met die opleg van hande, mense wil daaroor stry. Hulle sê ja, die Heilige Gees uitgestort, en almal van ons die Heilige Gees ontvang die oomblik as jy tot geloof kom. Ek gaan weer lees hier in Handelinge 8. Hier kom Filippus en hy werk met die Samaritane. En daar is 'n sekere ou Simon die towenaar het ook allerlei wonders gedoen. Hy's ook onder die klomp. Maar Filippus
vertel vir hulle die evangelie, hier vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, dis die Samaritane, toe hulle hom geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne, sowel as vroue. Ons praat van die doop in Christus. Gaan hulle 'n paar woorde sê oor die doop. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien gebeur, wat Filippus doen. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Nou waarom sal hulle dit nou doen? Hierdie mense het ons so klaar die Here ontvang. Vers 15, hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie. Dis die Gees. Nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat hierdie handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat uit die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Sien die gawe. Selfs die gawe van handoplegging is 'n gawe van die Here. En daardeur ontvang mense die Heilige Gees. Jy kan dit nie koop nie, jy kan dit nie sommer net afdwing nie. Wie was my hartseer, dis hoekom ons so min altaarkols weer gemaak het, veral in die begin het ek dit baie gestop. Want jy gehad pastore wat ewe skielik, terwyl hulle die heel dag net profeteer en die boodskappe nie. En as mense, pastoor Jacques het er nou oor gepraat, hy sê wat die tannies met die gypsy karavaan, en hy, weet jy wie is die tannies met die gypsy karavaan? Daar met die kristalbal, mense wil uit die toekoms gaan hoor, hulle wil gaan, maar nou, dis sonde, dis ons nou verkeerd. Dan gaan ons nog gaan die pastoor toe, hy moet vir ons profeteer. Maar eintlik wil ons maar net 'n waarsêer in ons lewens hê. Dis ongelukkig wat gebeur, dat party van hulle kom en hulle ken 'n bietjie kennis van jou en dan vertel hulle vir jou wonderlike dinge, lankal in die profesie. Nog nie die woord van die Here nie. Nee, dis wat hulle wil hê. Ander weer wil hulle net gelees sing en dan kry ons mense so Dion Hokkie. Dan kom Dion Hokkie, maar hy kom vir 'n week. Maar wie wat is sy rol? Sy rol is nie om jou te genees nie, sy rol is om die evangelie te verkondig. Dis waarvoor hy geroep is. Die gawe is hoekom? Want die Here soek 'n teken. En die Grieke soek wysheid, want mense soek, hulle wil dinge sien. Maar as hy nou van mense daai Sondag wat hy begin genees, dan kom hulle môre nie weer nie, want ek is nou weer genees. En oormôre nie weer nie. Dan kom hy eers die evangelie verkondig. En raai wat gebeur? Baie mense raak na die tweede dag ook weg, want hulle het nie gekom om die woord van God te kom hoor nie. Hulle wil genees word. Ek wil sê, die kerk is albei moontlik, moet die Here lief hê. Maar dit moet gaan oor die Here. Dit gaan oor die Here. Hulle is die hande opgeleg. Ek vir jou nog 'n voorbeeld gee. Paulus hier in Handelinge 19. Kom hy by die gelowiges, hy sê hier vers 9 vanaf vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. En hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarom sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Nou, ek wil gou vir jou ding sê, ek hoor baie argumente oor die doop op deesdae. Die man aan die kruis saam met Jesus is nie gedoop nie, en so. Luister vir my mooi. As iets sou gebeur, na jou hart vir die Here gegee het, en jy kom nie daarby uit nie, as jy nie verlore nie. Maar die Here wil vir jou hê, as hy jou spaar, dat jy wel daardie ding sal gaan om jou te laat doop, maar dit is jou. Die Here sê in Romeine, hy sê, wat sê Paulus? Hy sê jou redelike godsdienst is om jou liggaam as 'n lewende offer te gee. Dis om te gaan en sê ek is nie skaam nie. Ek getuig by mense dat ek 'n besluit gemaak het. En dan gaan jy deur die doopwater in Christus. Die Here sê as jy vir my skaam, gaan ek vir my vir jou skaam as ek by die Vader is. En in sy eie woorde wat hy dan eintlik ook sê, en as jy jou nie vir my skaam nie, dan gaan ek jou naam noem aan die Vader. En dan gaan jou noem wat? My bruid, my liggaam. Prys die Here. Goed.
Hulle is gedoop, maar het hulle die Heilige Gees ontvang? Nee, vanaf vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle met tale gespreek en geprofeteer, en altyd saam was hulle omtrent 12 manne, opleg van hande, daar is uitsonderings, ons lees van Cornelius, in Handelinge 10, maar ons weet nie alles wat daar gebeur het, ons weet nie of dat dalk handoplegging was nie, maar dat ook terwyl die woord ontvang het, en hulle het anders omgebeur, daar is nie 'n manier om nie hoor, daar is nie ding jy moet eers gedoop word en dan die Heilige Gees ontvang nie, baie mense ontvang eers die Heilige Gees, die doop in die Heilige Gees, en dan oortuig die Gees hulle om gedoop te word, dis wat met Cornelius hulle gebeur het, hulle hele huis het die Heilige Gees, wat hulle ook begin profeteer, tale praat en so aan, en toe is hulle ook gedoop, né? Petrus, julle weet ons ook Petrus het so toe gegaan het, toe het hy gesê, wat keer hier is water, wat hulle ook gedoop word. Geliefdes, vandag gaan het oor die belofte, weet jy, hierdie is dalk 'n preek wat einde volgende Sondag moes gekom het, maar ek het besluit, ek preek om vandag, want ek wil hier daai keuse maak vandag, om te sê, maar wie wat ek wil meer hê, ek wil ook regtig hierdie ontmoeting met die Here hê, ek wil hom ook voel, ek wil ook begin verstaan hoe die woord, hoe hy met my praat deur die woord, of deur drome, of deur gebede, of deur wat ook al, want ons kom hier en ons vertel vir mense, en ons gee vir hulle skrifte, maar ek wonder of hulle hoe die skrifte agterna weer lees. Ek wonder of hulle moet regtig ernstig opneem, of hulle regtig besef, hoe kragtig daai boodskappe is. Kom ek vertel gou vir julle wat verlede Sondag hier gebeur het. Party van julle was hier, miskien wat meeste van julle hier, maar ek gaan vir julle vertel. Ons het 'n vrou in die gemeente, julle weet wie sy is. Daar het dinge gebeur die week voor hierdie week, verlede week. Die week voor dit het ons iemand het ons 'n diens gehad, is 'n troostdiens, en verlede Woensdag is die persoon begrawe, en daar dinge gebeur, en ons het daar gaan bid. Donderdag, toe tref iets haar soos beroerte. Julle het al verlede Sondag gesien, sy het 'n getuienis kom bring. Het julle gesien? Die van julle wat die was, het julle gesien, sy kon nie loop met die voet nie. Het julle gesien hierdie oog was toe? Het julle gesien hierdie handjies staan so? Gaan nie oor haar nie, want gaan oor die Here, maar ek gebruik hom vandag as 'n voorbeeld. En sy het 'n getuienis gebring, terwyl sy haar getuienis bring, het ek in tale, en toe gee die Here vir skrifte, nie net vir my en vir ander, maar ook, en ek het die skrifte kom lees, en ek sê weer, ek wonder hoeveel mense dit ter harte geneem. Maar die Here het op my hart gelê om vir haar te bid, maar die Here het gesê, nie nou nie. Ek het beleef nie nou nie. En sy sê vir my, en sy, dan kom sy met François, sy François sê, dat weet ek die Here praat, hoor, want hy noem my nie pastoor nie. Sy sê vir my, en ek weet die Here, opdracht, ek dog is iets anders, ek het toe van gesê, ek kan nie mooi hoor, nie, sy sê neem vir my bid, en ek dog, okay, wel, ek kan nie nou sê nie, ek bid vir haar, en ek het definitief die gebed bid, maar sy sê agterna vir my, sy het opgetel dat ek reluctant was, dat ek terughou, en eintlik het ek, want die tyd was nog nie reg nie, want die Here wil gehad dat ek eers die boodskap bring vir die vroue, sodat die vroue hulle harte vir die Here kan gee, is iemand wat haar hart vir die Here miskien, dit moet eers goed geweet, die Here, onthou wat ek sê, die Here gee op sy tyd, daar die belofte, en ongelukkig het ek die fout gemaakt, dis 'n fout ek gemaakt, en dis Woensdag, en daar's 'n lekker ete wat vir my wag, en al daai goed, en ek doen nie 'n altaarkol nie, en ek het besluit, van nou af gaan ek, as ek amen sê, gaan ek wag 'n minuut of 2, dat mense uitkom, en ons het baie groot wonderlike dinge wat in hierdie kerk gebeur, wat vir julle verbygaan, hoekom? Want as ek amen sê, dan kom ons mense by die deur uit, en mense mis dit, so van nou af gaan ons afhandel, in hierdie kerk, en as ons klaar is, want daar is mense wat moet sien, want die Jode soek tekens, en die Grieke, wat soek hulle wysheid, mense moet sien, mense het het gemis, wat hier gebeur het, want toe ek amen sê, toe kom daar die dametjie vorentoe, pak die stag af nou, en draai net 'n bietjie daarop, wat ek net sien, kyk net dan, nou luister mooi, sy kom en sy bring nie vir haarself nie, sy bring vir Nikkie, want Nikkie wil sê, ek wil my hart vir die Here gee, ons bid vir haar, maar ek beleef toe ook, ek moet, en ons het so kringetjie gevorm, en eintlik het ek vir Celia opgeroep, maar Celia het my nie gesien, maar sy sê, sy het ook gebid daar waar sy was, en Karen en almal, Karen was in die middel van die kringetjie, en ons het gehou, maar ek voel eintlik die krag van die Gees, en ek voel dit, en Pikkie kom en sy draai so, terwyl ek bid, en sy draai so na my toe. Nou, die vorige Woensdag het dit ook gebeur, dat sy my gesien het in 'n wit gewaad,
En my stem was soos kabbelende water, sy met klippertjies, so sagte stem. En sy sê, die herder se stem gehoor. Nou voor jy dit dink, ek dink dit gaan oor my, gaan beslis nie oor my, hoor. Glad nie. Die Here sê Matteus 10 vers 20, hy sê, want is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Hier's nog 'n ding wat die Heilige Gees gebeur. So sy sien haar redder, sy sien haar, die Here gebruik my maar net as 'n wissel. Dit is wat die Woensdag gebeur het. En hier, ek weet toe nog nie wat gebeur nie, maar sy kom, en die oomblik toe sy so aan my raak, en sy vra vir hulle, sien julle dit nie? Sien julle nie die wit klere nie? Die pragtige wit nie? En daar gaan die hand oop, en die oog gaan oop. En sy gaan agterna, en sy gaan die pakkie, hierdie hand kon nou nie vat nie, en sy gooi die pakkie so dit uitgedeel is op en af, en sy loop, kyk jy daar, sy omgedraai. Daai vrou het beroerte gehad. Hierdie kant was verlam. Sy het hier uitgestap. Sy was so teleurgesteld dat hier gebid het. Ek kon sien sy het gedink ek gaan loop, sy moet haar los, en jy het gesien sy kon nie. En ek dink dit was 'n helse slag geweest, 'n verskriklike slag geweest. Toe sy dit verwag en dit gebeur nie. Maar weet jy wat, dit was nog nie tyd nie. Maar die Here het nie lank gewag nie. Aan die einde het die wonderwerk gebeur. Die wonderwerke gebeur nog. En weet jy wat? Ek het nou net vir Suster Celia ook gesê wat sekere gawes en ek gesê, hoorie, julle moet julle gawes ontdek, maar julle moet die Heilige Gees ontvang, julle gawes, sodat hierdie kerk kan groei, sodat mense kan bedien en kan help bedien. My kan help, dat ek van my pastoor Annemarie, dat ons nie alles alleen hoef te doen nie, en dat ons mense kan intrek, en dat die stories kan versprei, dat mense sê ons moet inkom. Hierdie kerk moet te klein word, ons moet 'n groter gebou gaan soek. Dis hoe herlewing gaan gebeur, maar herlewing gaan net gebeur as dit vol gees vervulde mense is. Amen? Amen. Dis wat ons wil hê. En daarom gaan ek vanmôre weer. Ek gaan met 'n gebed afsluit en as ek amen gesê, dan vra jy die kamera afsit. Want ons doen dit nie onder die kamera nie te hoor. Maar ek roep julle op vandag. As ek amen, trouens terwyl jy bid al kan julle opstaan. Want as jy vandag die Heilige Gees wil ontvang, dat ons hande kan lê. As jou hart reg is, dan moet ek vir jou sê, jy sal die Gees van die Here vandag ontvang. En jy wat dit dalk afgeskeep het, wat dit nie werklik gaan beoefen het nie. Miskien voel jy, man, ek wil 'n bietjie gepolish word. Dan wil ek jou roep. Kom uit. Hier is 'n geleentheid om die Gees van die Here te ontvang. En dit gaan nie net oor die gawes dat ek nou kan genees, of ek gaan nou taal, of ek gaan uitleg van tale hê, of wat ook al die geval mag wees nie. Dit kan ook net die verhouding met die Here wees, wat net sterker is. Of geloof. Ek wil sê, as ons geloof reg is, man, mense gaan hulle kieries en hulle rolstoele weggooi. Hulle gaan so 'n stuk daar ronddraai en gaan soos hierdie kind. Weet jy wat met hierdie kind gebeur? Ek wil nie oor haar nie. Ek het nou in die begin gesê, sy moet nie ronddraai, sy doen vandag het sy nie meer as dit aan nie. Daardie wonderwerk het al gebeur toe ons hier gebid het, nog voor die ongeluk. Nog voor sy die ongeluk was, het die Here die beskerming, het hy vir my daai woord gegee. Ek het nie geweet wat gaan gebeur. En dis wat die Gees van die Here doen. En dit is wat die Here vir ons almal wil gee. Dit is die, wat is dit? Die belofte. Die verdere belofte is die uitstorting van die Heilige Gees. Nou ons herdenk dit op Pinkster, maar dit het klaar gebeur. Ons het die wonderlike voorreg dat al die goed reeds gebeur het. Ons kan dit net vat. Dis sleutels wat ons in ons hande kan vat en ons kan deure daarmee oopsluit. Daar's net een ding wat ons nog verwag en dis dat Jesus ons kom haal. Maar hy is besig om ons deur die werking van die Heilige Gees, en dis nog 'n ding waarvoor die Heilige Gees nodig het. Hebreërs 12 vers 16, vers 14, wat sê sonder heiligmaking sê God nie sien nie. Die heiligmaking is 'n proses wat die werking van die Heilige Gees is. Hy verander jy, ek het nou vir jou gelees, hy sê in jou binneste werk hy. Sodat jy wat kan wees? Bekleed kan wees, Openbaring 19, met rein en fyn blink linne. Wie is so bekleed? Die bruid van Christus. En die Here wil hê jy moet die bruid van Christus wees. Laat die Gees van die Here toe om te werk. Wees 'n anderste. Moenie skaam wees nie. Moenie soos die hoofstroom wil wees nie. Jy moet anders wil wees. En sê, want ek is 'n kind van die Here en ek wil hê mense moet dit sien. En ek wil nie voorgee nie. Ek wil die Gees van die Here toelaat om in my te werk. Ons gaan saam bid en onder gebed, jy hoef nie te wag oor wat mense nie. As die Here jou aanraak, as jy, hey man, jy moet die voorkom staan, wil ek vir jou sê. Moenie skaam wees nie. Want die Here sê, moenie skaam wees.
Party mense is bang, ek gaan val of ek gaan manifesteer, of iets snaaks gaan gebeur. So wat is nie op kamera nie. Die Gees van die Here wat sê ek kom opereer. Israel Tyler sê altyd, hy opereer, hy is besig om te opereer met die mense. Hy is besig om operasie te doen. As die groot geneesheer. Ek wil vandag bid vir die geleentheid, en ek wil hê ons moet uitgaan, en ek wil hê volgende week met die nog mense kom sê, ons wil ook hê. So jy het een van twee keuses vandag, om te sê, man, ek gaan uitkom en hierdie gebeur, of gaan vas en gaan bid, hierdie week by die huis, gaan sonder afvra die Here, en dan kom jy volgende week, maar ek wil eintlik sê, moet jy uitstel nie. Dit gaan beter wees jy ander mense saambring, om te sê, ek wil ook kom beleef. Dan kom ons kom loof en prys die Here volgende week, dis wat ons gaan doen, en so laat die Gees van die Here werk, volgende week. Hoe lyk daar? Amen, prys die Here, ek gaan nou bid, en ek wil sê, as ek klaar aan mense, kan jy afsit daar, maar dan gaan ek vir jy vraag kom uit. Ek vir jy vraag, asseblief kom uit, ek gaan nie te lang wag, ek gee 'n minuut of 2, en dan wil ek ook vra, julle wat wel 'n gawe ontvang, want as die Here vir jou iets wys, iemand staan hier voor, of selfs in die banke, moet nie bang wees om daai gawe te bedien, maar mense het dit nodig, kom ons na die oor. Hier waar die Vader, ons kom na u toe. U teenwoordige vir die Heilige Gees. Ek dank die Here dat u hierdie boodskap besalf het. Dank die Here dat u selfs in die vooraf sang vir ons gewys het dit presies waaroor dit gaan. Maar u het my daardie bevestiging gegee het. Here, ons wil hê u moet verheerlik word. O, ek sien hier in my geestesoog eintlik. Ek sien vuurwerke, geliefdes, vuurwerke wat gebeur wanneer die Here, wanneer hulle juig en bly wees oor wat gebeur. Here, ons bid vir daardie herlewing. En ons weet herlewing kan net gebeur as die Gees van die Here in ons werk. En die Gees van die Here kan net in ons werk as ons hom nooi en hom toelaat en sê ons wil u ontvang. Ons gee vir u al die lof, vir al die eer, al die aanbidding. In die naam van die Here Jesus bid ek dit en die volk van die Here sê Amen. Amen. Amen.